gedeelte met ons deel, is 'n redelike lang gedeelte, maar is 'n bekende gedeelte, en dit is gelukkig is dit soos 'n storie, so jy kan of saam lees, of jy kan dit volg, jy kan ook relax en net 'n rustigheid oor jou kry, en dan die storie probeer volg, en kyk wat hoor jy in hierdie storie? Johannes 4, ek gaan lees vanaf vers 1 tot 26, ek dink op die bord is hy eers vanaf vers 4. Die Fariseërs het gehoor dat Jesus meer disippels maak en doop as Johannes. Eintlik was dit nie Jesus wat gedoop het nie, maar sy disippels. En toe Jesus dit verneem, het hy Judea verlaat en weer na Galilea gegaan. Hy moes deur Samaria gaan. Hy kom toe by 'n dorp in Samaria met die naam Sichar, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. Die fontein van Jakob was daar en Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, sommer by die fontein gaan sit. Dit was omtrent 6 uur die aand. Daar kom toe 'n Samaritaanse vrou water haal en Jesus vra vir haar, gee my 'n bietjie water om te drink. Sy disippels was intussen weg dorp toe om te gaan kos koop. Die Samaritaanse vrou sê vir hom, hoe vra jy wat 'n Jood is vir my, 'n Samaritaanse vrou water om te drink? Die Jode en die Samaritane gaan immers nie met mekaar om nie. En Jesus het daar geantwoord, as jy geweet het wat God gee, en wie dit is wat vir jou sê, gee my 'n bietjie water om te drink, sou jy hom gevra het, en hy sou vir jou lewende water gegee het. Die vrou sê vir hom, meneer, jy het nie eens 'n skepting nie, en die put is diep. Waar gaan jy die lewende water vandaan kry? Jy is tog nie tot meer in staat as ons voorvader Jakob wat hierdie put vir ons gegee het en self saam met sy seuns en sy bure daaruit gedrink het nie. Maar Jesus antwoord daar, elkeen wat van hierdie water drink sal weer dors kry. Maar wie van die water gedrink het wat ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. Nee, die water wat ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein wees met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee. Die vrou het vir hom gesê, meneer, gee vir my van daardie water, sodat ek nie weer dors sal kry. En hier hoef ek om water haal. En hy sê toe vir haar, gaan roep jou man en kom terug hierheen. Die vrou het hom geantwoord, ek het nie 'n man nie. En Jesus sê vir haar, dis reg wat jy nou gesê het, ek het nie 'n man nie. Jy het reeds 5 gehad. En die een wat jy nou het, is nie jou man nie. Jy het die waarheid gepraat. Die vrou het vir hom gesê, meneer, ek sien dat jy 'n profeet is. Ons voorouers het God op hierdie berg aanbid, en tog sê julle die plek waar 'n mens God moet aanbid, is in Jerusalem. En Jesus sê vir haar, glo my mevrou, daar kom 'n tyd wanneer julle die Vader nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem sal aanbid nie. Julle aanbid sonder om te weet wat julle aanbid. Ons weet wat ons aanbid, want die verlossing kom uit die Jode. Maar daar kom 'n tyd, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader deur die Gees en in waarheid sal aanbid. Want die Vader wil juis hê dat die mense wat hom aanbid, dit so moet doen. God is Gees, en die wat hom aanbid, moet hom deur die Gees en in waarheid aanbid. Die vrou het vir hom gesê, ek weet dat die Messias kom, hy wat ook die Christus genoem word. En wanneer hy kom, sal hy alles aan ons bekend maak. Toe sê Jesus vir haar, dit is ek wat met jou praat. Vers 28 tot 30, die vrou het haar waterkruik net daar laat staan, en na die dorp toe gegaan en vir die mense gesê, kom kyk, hier is 'n man wat my alles vertel het, wat ek gedoen het. Is hy nie miskien die Christus nie? Die mense het toe uit die dorp uit na Jesus toe begin kom. Vers 39 tot 42, baie van die Samaritane in daardie dorp het tot geloof in Jesus gekom, op grond van die woorde van die vrou wat getuig het. Hy het my alles vertel wat ek gedoen het. En toe die Samaritane by hom kom,
het hulle by hom daarop aangedring om by hulle te bly. Hy het 2 dae daar gebly, nog baie meer van hulle het tot geloof in hom gekom op grond van wat hy gesê het. En hulle het vir die vrou gesê, ons glo nie meer op grond van wat jy vertel het nie, want ons het self na hom geluister en ons weet dat hy waarlik die verlosser van die wêreld is. 'n Baie interessante en 'n baie mooi gedeelte, en dit is een van daai gedeeltes in die Bybel wat ek dink jy kan dit maar oor en oor lees. En elke keer is dit vars en elke keer is dit iets nuut. En elke keer sien jy iets anders te raak. Ek dink spesifiek uit hierdie gedeelte, hierdie storie, kan ons soveel waarhede uithaal. Maar vandag wil ek 'n gedagte met ons deel en dat dit 'n ontmoetingsplek is van genade. Ergens in jou lewe kom jy by 'n ontmoetingsplek van genade. Dalk is jy soos hierdie vrou, jy is vandag dalk tans by 'n put, ergens in jou lewe. Dalk was jy al by die put gewees en jy het vrygekom en jy het losgekom. Die vraag wat ek dan sal vra, dat as jy by die put was en jy het vrygekom en losgekom soos hierdie vrou, het sy dadelik gegaan en sy het getuig en sy het mense geroep en hulle het nader gekom en hulle het toe self tot bekering gekom en hulle het begin glo, nie op grond van wat sy gesê het nie, maar op dit wat hulle toe self beleef het. So, as dit dan is, dat ons die een is wat alreeds by daai ontmoetingsplek was, dan wonder ek, waar is dan die res, waar is die volgelinge, want ek glo ons kan 'n impak maak in die koninkryk, is ons soos hierdie vrou kan optree. En daarom is dit belangrik dat ons elke keer vir mekaar herinner en sê ons is geanker om lewens te verander. Maar voordat ek iemand se lewe kan verander, moet my lewe verander. En net jy kan toelaat dat jou lewe verander word. Al die saad kan uitgaan. Die saad wat gesaai word, is mos altyd goeie saad wat gesaai word. Maar dit is die grond wat baie keer die probleem het. Dis nie die saad nie. Die saad is goed. Die saad is reg. Die grond is die probleem. En daarom is dit belangrik dat wanneer ons saamkom hiernatoe en ook wanneer jy jou eie Bybelstudie doen of wanneer jy toelaat dat iemand woord in jou lewe inspreek, dat die grond sal reg wees sodat dit dan 'n impak sal maak, dat dit vrug sal dra in jou lewe en dat ons dan op 'n plek sal kom soos hierdie vrou waar ons sal uitgaan en ook vir ander mense vertel, maar hulle moet dit in jou lewe kan sien. En ek dink dan moet 'n tipe van 'n opgewondenheid wees, né? Ja, dankie. Dit is maar erg as jy sê, ja, ek dink ook nie, maar daarna ons toe kom en Sondag as jy niks om te doen, dan dink ek nie sal ek wil gaan. Maar as jy opgewonde is, jy sal sê, weet jy wat, my lewe het verander, ek was in 'n diens gewees, ek het 'n woord gehoor, dat stelselmatig het daar dinge in my lewe begin verander, want onthou, hoe meer jy self gaan probeer verander, hoe minder gaan jy dit reg kry. Dis eers wanneer jy by daai plek is waar jy toelaat en sê, Heilige Gees, kom en wil verander my lewe. Hier is ek weet nie hoe gaan dit wees, ek weet nie wat ek doen nie. Ek sal maar net normaal aangaan, maar jy gaan verbaas wees hoe dinge net so stelselmatig gaan begin afval. Hoe jou smaak gaan begin verander, hoe jou kyk gaan begin verander en hoe jou praat gaan begin verander. So hier kom hierdie vrou. Ons weet nie eers wat is haar naam nie. Een ding wat ons definitief kan waarneem is, dit lyk asof sy uitgeskuif is uit die samelewing uit, en dit lyk asof sy 'n verlede dra, want ons sien dat sy water gaan haal op 'n baie vreemde tyd van die dag. Dis nie eintlik die normale tyd wat hulle gaan water skep het nie. En sy was alleen gewees. En ek dink met rede het sy dalk nie baie vriendinne gehad nie. Want Jesus sê vir haar, het al 5 gehad. Die waar jy nou is ook nie jou man nie. So ek kan dink wat se stigma het aan hierdie vrou gekleef.
Ek weet wat se stigma kleef partykeer is iemand net in 'n klein dorpie so sê net maar Pomfret. Nee, per ongeluk te ver gekyk het. Hy stigma kleef aan hom. En hierso is hierdie vrou, sy sit daar in dieselfde situasie, maar tog kies Jesus om daar te wees. En ek dink Jesus het geweet wat gaan gebeur. Dit is hoe ek dit wil insien. Jesus weet alles. Hy sien daar waar ek en jy nog nie sien nie. En hy doelbewus dink ek, het hy so toe gegaan. Na daai punt. En daai vrou was op die regte tyd, op die regte plek gewees. En Jesus het haar op die regte tyd, op die regte plek ontmoet. Dalk is vandag jou regte tyd en jou regte plek wat jy hier moes gewees het. Hoe gaan ons ooit weet? Ek is ongelukkig nie 'n siener nie, ek het nie daai gawe nie. Dalk het jy vandag spesifiek hiernatoe gekom vir heeltemal vir iets anders, soos wat hierdie vrou ook gekom het, vir heeltemal vir iets anders. Maar sy het die meeste raak geloop. Sy het die God van alle goed het sy raak geloop. En haar lewe was na hierdie ontmoeting nooit weer dieselfde nie. Is dit nie waar nie? Jesus ontmoet ons baie keer op 'n plek waar ons dit nie verwag nie. En dan kom hy na ons toe waar ons dit die meeste nodig het. Baie kere is jy in 'n diens en jy verwag dat die Here moet jou by hierdie diens of by hierdie profeet ontmoet. Veel keer het ek al gehoor mense agter profete aanry en so hoor daar's 'n profetiese bediening of daar's 'n bediening of daar's iemand, dan ry hulle so toe. Hoekom? Want ons soek woord, daar moet iets gebeur. Ek het daai verwagting dat dit is waar God my gaan ontmoet. Baie keer gebeur dit nie dan. Baie keer ontmoet jy heeltemal vreemde dinge in sulke situasies. En dan kom Jesus en hy ontmoet jou eintlik waar jy dit die meeste nodig het. Dalk in jou binnekamer. Dalk in 'n Bybelstudie groep. Dalk terwyl jy net in jou kar ry en jy's besig om net nog weer tot hom te sing. Dalk in 'n gesprek wat iemand net met jou het. Maar ontmoet sal Jesus jou ontmoet. En daarom sê ons dat hierdie verhaal gaan nie net oor 'n vrou wat met Jesus praat nie. Dit gaan oor ons almal se dors na Jesus Christus se genade. Want ons almal wat hier sit, het 'n dors na sy genade. Want ons kan nie daarsonder. En dan sien ons dat Jesus moes deur Samaria gaan. Hy moes deur Samaria. Jy moes vanoggend hier wees. Wat eintlik ons nou baie abnormaal is, want die Jode en die eintlik die Samaritane verby, die vrou het nog ons gesê. Dat julle Jode en ons Samaritane, ons sit nie eintlik om dieselfde vuur nie, ons kyk nie eye to eye nie. So hoe kan dit dan wees? Dit kultureel en geestelik het die Jode die Samaritane as onrein gesien. Hulle wou nie met hulle meng nie. Maar Jesus kies doelbewus om deur Samaria te gaan, om by daai vrou te wees. Dink dit beginsel wat ek hierso raak sien, 'n koninkryksbeginsel is dat genade gaan nie net waar dit welkom is nie. Genade gaan waar dit nodig is. Die mooi nie, genade gaan nie net waar dit welkom is nie. Genade gaan waar dit nodig is. Hoe sal ons dan baie keer sê, die Here kan nie daar wees nie, die Here kan nie daar wees nie, die Here sal nooit iemand in 'n lekker dorsplek ontmoet nie. As genade daar nodig is, kan jy daar ontmoet. Dan moet iemand daar instap en jou van uittrek. Genade gaan nie net waar dit welkom is nie. Genade werk baie anders as wat ons dink genade werk. Waar vermy ons dalk plekke omdat ons ongemaklik voel? Dis hoekom ek nou gesê het, as jy werklik wat verander, dan sal jy mos nou plekke gaan verander. Jy sal mense se lewens gaan wil verander.
baie keer dan voel ons ook ongemaklik. Maar Jesus wil jou reeds gebruik, en dit is wat ons sê met Pinkster ook, en julle sal my getuie wees. Judea, Samaria, en uithoeke van die aarde, sal julle my getuie wees. En Jesus wil jou gebruik om ook na Samaria toe te gaan, daai plekke en mense wat ander afskryf. Daai plekke en daai mense wat ander sê, ek sal nie met hulle nie, ek wil nie met hulle nie, ek sal nie met hom praat nie. Dit is daar waar Jesus wil hê, dit is waar ons moet beweeg. Daai Samaria plekke, daai plek in jou werk, waar jy jou sê het, en waar jy dalk jou sê moet begin sê. Daai plek in die huwelik, waar ou dalk moet begin jou sê, dit is nie meer hoe dit werk nie. Hier moet verandering kom. Hier kom hierdie vrou alleen. Ons sien sy is uitgesluit en Jesus vra vir water. Maar hy wil eintlik vir haar iets meer gee as water. Hy vra vir water. Jesus het 'n manier om 'n gesprek in die gang te sit. Want ons het dit nog nie bemeester nie. Jy kry boeke, dink soos Jesus, 'n leier soos Jesus, wees soos Jesus. Dan 'n paar van daai boeke gelees, jy kan dit maar lees. Jesus het 'n absolute briljante manier om in 'n gesprek met jou in te gaan. En hy weet presies wat jou gaan trigger. Hy weet presies wat is daai een woord of daai een sin wat jy moet hoor sodat jy in 'n gesprek kan gaan. Dis asof hy jou soms uitlok tot 'n gesprek. Maar hy doen dit so subtiel. Hy hardloop nie direk in jou in. Hy begin eers met jou praat. Nou, hoekom is jy hier? Wanneer hoe sou Jesus vandag gepraat het en sê vir my, hoekom is jy hier vanmôre? Weet jy so netjies aangetrek? En dan begin die gesprek. Nee, ek het maar gevoel, ek wil netjies lyk en dan vat hy nou te maak, en dan begin hy so te sê. En dan eindig hy waaroor dit eintlik glad nie gegaan het. Dit maak soms netjies sin. En dan sê Jesus vir haar, hy sê, wie van hierdie water drink wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit weer dors kry. Jesus praat met haar oor 'n dieper dors. Een wat nie met water geblus kan word nie. Ek het verwys op Psalm 42 vers 2, daar word gesê, "Siel dors na God." Wie is jou bron? Ons almal sit met daai iets wat ons soek vervulling. Sit 'n dors. Gister was hier 'n begrafnis gewees, en na die tyd met iemand gepraat, dat hy persoon het 'n dors, daar's 'n leemte. Nou 'n leemte wat gevul moet word, want dit wat die leemte gevul het, is nie meer hier nie. En nou begin ons soek, en nou begin al vrese ook ontstaan, want hoe gaan ek hierdie leemte vul? Hierdie leemte moet gevul word. Waarheen draai jy vir vervulling? Iemand het een keer vir my gesê, drank was nie my probleem gewees nie. Drank was my oplossing gewees. Maar dit het later die probleem geword. Toe die media ons aan jou dit verkoop, so moeg as jy het hard gewerk, sal net een ding doen. Maak net die glasie vol. Ontspan gou. En dan mense kry dit geld. Probeer daai leemte vul met geld. Ek het nou die dag met iemand gepraat en die persoon was baie trots geweest om te sê, daar's een ding wat my dryf in die lewe, en dit is geld. Geld dryf my. En jy sien dat en jy ryk dit en jy beleef dit. Geld dryf die persoon. Dus partykeer as ek so kyk, dan mense geld het nou gedryf, ek het seker baie verder gewees.
Toen hulle by helikopter hier buite gestaan het. Jet Airways gewees het. Maar geld dryf my. Lekker om te hê, maar dit dryf my nie. Wat dryf jy? Waarheen draai jy vir vervulling? Geld, mense, prestasie, erkenning. Weereens kom ons en ons sien vandag dat Jesus is die enigste bron van ewige vervulling. Die vraag is net, is hy werklik waar die enigste bron vir vervulling? Want as ons amen daarop sê en ons glo dit, doen ons dit, is hy werklik waar jou enigste bron, nie jou tweede bron, of hy en nog 'n bron nie, is hy die enigste bron. Want ons dien 'n jaloerse God. Jesus kom en hy openbaar haar hele situasie, hy sê vir haar, jy het 5 mans gehad, die een by wie jy nou is ook nie jou man nie, maar kyk, hoe doen Jesus dit? Hy veroordeel haar nie. Toe haar geskree, ek het van gesê, ja, eintlik is jy baie slegte vrou. En jy weet seker, jy het 'n reputasie, né? En almal praat van jou, en almal weet van jou. En ek sou my skaam as ek jy is. En dan wil jy nog, want jy is nie eens eintlik werk om water te kom haal. Eintlik moet jy daar nie verstyn gaan en moet doodgaan van die dors. Want selfs die man by wie jy nou is ook nie jou man nie. Dit is nie Jesus se ding nie. Dis nie Jesus met ons praat. Hy praat in liefde. Hy praat met autoriteit. Maar deur dit te doen, nooi haar nader. Sien, wanneer Jesus jou aanspreek oor iets in jou lewe, is dit nie om jou weg te jaag. It's not to contain. Dis nie om jou een kant toe te stoot nie. Wanneer Jesus jou aanspreek oor iets in jou lewe, dan is dit om jou nader te trek. En dit is waar jy wil hê. Hy wil jou naby hou. En jy het nodig om naby aan hom te wees. Want Jesus bring waarheid met sagtheid. En hierdie vrou, seker maar soos die meeste van ons, kan nie ontsnap van haar verlede nie. Maar sy kan vrykom daarvan. So dalk sit jy met 'n verlede, iets wat jy terughou. Ja, dit is so, jy kan nie ontsnap van dit. Jy kan nie van dit al weghardloop nie. Wat gebeur het gebeur. Wat gesê is gesê. Maar dan kan vir jou 'n beter toekoms wees. Hy wil jou nie skaam maak, hy wil jou genees. Hy wil jou heel maak. Dit sal dalk iets in jou lewe wat jy wegsteek, wat Jesus in elk geval reeds sien. Dalk is seer wat jy in jou het, en jy probeer dit van almal af weggaan. Jesus sien dit alreeds. 'n gedagte, iets wat jy doen, jy weet, dit hoort nie by jou. Dit is nie hoe iemand lyk wat Jesus ontmoet het. Dit is nie hoe iemand reageer wat Jesus ontmoet het. Jy weet dit. Vandag praat hy met jou, hy praat met jou in liefde. Liefde wat ek net nader trek. En dan gaan hierdie vrou en sy los haar kruik. Wat vir my 'n simbool is van haar ou lewe. Sy los haar kruik net daar en sy hardloop dorp toe en sy sê, kom kyk, hier's 'n man wat alles weet. Sy was skaam geweest vir mense. Sy dink nie haar stem wat hoor het nie, want wie is sy? En hier gaan hierdie selfde vrou. En nou is sy die een wat roep. En nou word haar verlede 'n platform vir God se genade. En hoe wonderlik sal dit wees as jy toelaat dat jou verlede 'n platform word vir God se genade om te opereer. Dat ons die stories kan begin hoor en dat jy kan sê, ek werk van hierdie platform af. Ek was daar, maar nou is ek hier.
genade het my gered. En nou kan ek spreek, en wanneer ek nou spreek, praat ek van 'n platform af van waar ek was. So wonderlik wees, soos dit net wil toelaat. Jou grootste skaamte kan, as jy in Jesus se hande sit, jou grootste getuienis word. En is ons almal wat vanmôre hier is, net ons, is elkeen van ons, wil ek nou myself die wiskundes omgemaak, hierdie week wat kom, net vir twee mense getuig. Twee mense se lewens probeer verander. Nie omrede jy dit kan doen nie, toelaat dat die Heilige Gees deur jou werk. Net daai een woord wat jy hoef te spreek, dit hoef nie 'n lang gesprek te wees. Jy kan in 5 minute, kan die Here jou so gebruik. Hy kan jou in 'n gesprek sit, en jy kan 'n wonderlike getuie wees vir. Ek wil afsluit. Jesus is ook vandag hierso by jou plek. Daardie plek van dors, daardie plek van verlange, daardie plek van skaamte. En hy kom nie vanoggend en hy sê vir jou, ja, voordat ek met jou kan werk, moet jy eers die 4 stappe van dit gaan doen, die 5 stappe van dit. Jy moet eers die boekie van Alpha tot Omega lees. En dan as jy dit klaar gelees het, dan kan ek met jou werk. Jy hoef niks te doen, jy hoef jouself nie eers reg te kry. Hy bied lewende water. Hy sê, ek gee vir jou lig na lewe. Interessant, hy het vir die vrou gesê, weet jy wat, ek wil hê jy moet eers teruggaan na die 5 mans toe. Ek wil iets vir jou gee, maar weet jy wat, jy gaan nie eers terug na die 5 mans toe. Wie waar gaan julle in die hande kry? Jy weet mos waar is dit. E-mail hulle, WhatsApp hulle, doen iets. Kry hulle in die hande. Dan gaan jy net terug na hulle toe. En dan gaan jy ook na hulle vrouens toe, dan gaan jy na hulle kleinkinders toe, dan gaan jy na hulle kleinkinders toe, dan begin jy daar vergifnis vra. Dan werk jy om nou so deur, en dan gaan jy deur al die stappe, en dan gee ek vir jou vir die lewe te word. Net daar en dan, sê Jesus vir hom, ken jou geskiedenis, ek weet wie jy is. Ek dink daar is baie goed wat hy dalk vader genoem het, wat hulle dalk nie eens kan geskryf het. Hy het gesê, ek kan vir jou nog 'n paar dinge sê. Daai een was so, daai was so, dit is jou lewe, dit is hoekom dit so was, ek ken jou lewe, ek weet wat dit is, maar daarom, een ding wil ek vandag vir jou gee, hoeveel lewende water. En wonderlik, dat Jesus vandag hier is, hoeveel lewende water. Ek wil jou volg. Nie so dat jy kan goed voel. Vanmiddag kan gebraak sê, ja, ek voel so goed. So dat jy kan sê, weet jy wat, ek kan nou nie wag. Ek kan nie wag om môre by die werk te wees nie, want hier is 'n paar dinge wat gaan verander. Ek kan nie wag om 'n nuwe struktuur te kry. Ek kan nie wag dat ek en my vrou weer 'n gesprek hê en sê, weet jy wat, ons huwelik gaan lyk soos 'n huwelik waar daar lewende water betrokke is. Ek kan nie wag om met my vriende uit te kom vir hulle te sê, hoe vir julle wys dat lewende water so lyk in vriendskap. So werk dit, so is dit. So wat is jou punt vandag? Waar is jy moeg? Waar is jy dood? Waar is jy stikkend? Wat het jy vandag nodig om neer te sit? Daai vrou het haar kruik neergesit. Soos ek vroeër gesê het, sê maar teken van haar verlede vir my. Dis die kruik wat ek elke dag mee gekom het, wat ek water kon skep het, en hierdie kruik sit ek nou neer. Wat is jou kruik wat jy vandag lees? Miskien is dit 'n kruik van ou drome wat jy vandag moet lees. Drome wat ook glad nie as God se drome is vir jou lewe. Jy droom hierdie kant toe, God se droom vir jou is heeltemal daai kant toe. En jy het nodig om daai kruik neer te sit en sê, Here, ek sit hierdie kruik vanmôre neer. Hierdie kruik van ou drome, van ou ideale,
hierdie kruik van skuld, 'n kruik van leepogings, wat dit ook al mag wees, wat is jou kruik, wat jy vandag mee is, sodat jou lewe kan verander. En jy het nodig om dit vandag neer te sit. Jy hoef nie meer leeg te wees nie. Jesus bied jou 'n lewe van oorvloed. Ewige lewe. Zoe is die Griekse woord wat hy sê, bied vir jou lewe. Sê net ewige lewe nie, dis ook 'n lewe in oorvloed. Jy is nie uitgesluit van God se genade nie. Jou geskiedenis, jou verlede, bepaal nie jou bestemming nie. Jesus doen. Hy bepaal jou bestemming. Jy kan verander van skaamte na getuie. Hy voel jou oop. Sy kaal is oop. Hy wil jou oop maak. Of voel jy gebroken? Of voel jy nie werk? En jy kan 'n draer wees van 'n fontein van lewende water. Jou huis, jou werkplek, hierdie gemeente kan verander. Wanneer ons soos lewende water sal wees. 'n Fontein van lewende water. 'n Fontein is 'n plek wat water gee. Vir mense gaan waar hulle water kry. Kom ons sluit ons op. Vader, dankie dat ons vanmôre soos hierdie vrou by 'n put kan staan. 'n Put waar ons onsself kan ondersoek, maar 'n put, Here, waar ons onsself nie net ondersoek nie, maar ook 'n put, Here, waar ons vanmôre U stem hoor. 'n Put waar ons vanmôre hoor hoe U met ons praat. 'n Put van lewende water. En ek wil vra in die naam van Jesus Christus van Nasaret. Vader, dat U sal kom en dat U elke man en elke vrou wat vanmôre by 'n put situasie sit, sal raak sien. 'n Put waar baie vanmôre dalk staan, put van vernedering, 'n put van selfverwyte, put van skaamte, put van sukkel, van swaarheid. 'n Put van ek weet nie meer waarna om te gaan nie. Put van doodloopstraat. Alleen, uitgestoot uit die samelewing, voel verwerp. Maar dankie dat U vanmôre hier is, Here. En dankie Heilige Gees dat U by elkeen se put stil staan vanmôre. Maar ons besef, Here, om van daai lewende water te kom kry, moes daai vrou haar kruik neersit. Sy moes dit waaruit haar lewe bestaan het, moes sy neergesit het, en sy het gehardloop, en sy het gaan getuig. En die oomblik toe sy begin getuig, toe begin haar lewe verander. Ek wil vra, Here, dat U vir elkeen sal wys vanmôre. Is daar 'n put is daar 'n kruik is, dat ons vanmôre by die put moet neersit, dan wil ons dit vanmôre doen. Sodat U volheid in ons lewe na vore kom. Vra dit in Jesus naam. Amen.